Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans. En die wonderlike ding is dat tussen Jannie en Koenie is hulle eintlik die hoofoorsake dat ek hoegenaamd in Afrikaans musiek begin maak het. Want Jannie het jare terug het hy in sy huis konserte gehou en Afrikaanse musiek bevorder. En daar het ek vir die heel eerste keer in my lewe het ek Afrikaans gehoor wat vir my ongelooflik baie sin gemaak het. Omdat Lukas hierdie absolute grondverskuivende werk gedoen het in Afrikaans, is hierdie meer as net, okay, dit het Lukas gedoen. Dit besiel my. Wat Lukas gedoen het, besiel my. Ai, op my kliptroon by Victoria Bay. Dit is baie goeie vriende. Lukas het vir my in 'n stadium gesê, ek moet asseblief die peetpa wees vir sy 3 dogters. So ons was regtig baie naby mekaar. Ja, en ons is dieselfde ouderdom, selfde jaar in die lugmag gewees, dus ook selfde jaar matriek, maar ons het mekaar nogal nie in die lugmag gimnasium leer ken nie, wat vir my 'n bietjie hartseer is aan die een kant. Ek het geweet van Loekie, hulle het van hom as Loekie gepraat daar in die Lugmag Gimnasium, wat nou regtig 'n groot ou was by die Kanaries natuurlik, met sy wonderlike talent. Luister wat hy in hierdie lied gesê het, daar's mure rondom jou, nes die wat rondom Jerigo geets was, teen die Daaraad se blou. Nou, jy weet, net om te sê, daar was mure rondom Jerigo, maar om het dan so te kan sê, dit was Lukas Marie. Jy weet, sy baas was PG Du Plessis, en by die koerant, en sy direkte hoof was Koos Du Plessis. Koos was sy subredakteur gewees, wat Lukas se woorde, wanneer hy moes skryf vir die koerant, moes nagaan. So mense het hom ook geïnspireer, en hy is geïnspireer sonder twyfel deur taal en musiek. Ons het baie pret saam gehad, ons kattekwaad het in woordspel gelê, in nonsens praat, en vir mekaar lag. Lukas, hy het wonderlike uitdrukkings gehad. Lukas het byvoorbeeld van hondecholies, het hy as sponsspykers gepraat. Hy het gesê, as jy in hom trap, dan maak jy jou nie so seer soos 'n spyker nie, maar jy laat jou net so kruppel loop. Ons het vir jare lank saam musiek werkswinkels, liedjies skryf werkswinkels aangebied vir die ATKV. Ek wil amper sê die volle duur van die 90er jare, maar al voor dit, so van die middel 80er jare af. So ons het vir jare lank, 1 week per jaar, saam deurgebring, waarin ons nou intens geluister het na wat ouens doen, maar waarin regtig saam pret ook 'n geweldige belangrike rol gespeel het. Ek dink in die eerste plek deur sy voorbeeld. Want hy kon geluister na 'n ou se liedjie en vir hom sê, jong, ek dink 'n bietjie sis en 'n bietjie so. En hy sou dit aanhou doen het, en hy sou aanhou sê het, as jy sukkel met ritme, dan gaan loop jy in die veld. Om seker te maak, jy kry die hele gevoel van ritme in jou lyf. En wanneer jy dan 'n liedjie begin skryf, dan sê jy daai woorde, soos wat jy loop, Hy het allerlei sulke baie praktiese raad vir jong liedjieskrywers gehad. Maar ek dink die belangrikste is maar, mens moet maar luister. Jy moet maar luister wat 'n ou soos hy gedoen het. Jy moet ook gaan luister wat 1000 ander mense geskryf het, ook neergeskryf het, wat taal betref, wat musiek betref. En kyk, waar lê daar iets vir jou wat jy kan bydra? Wat kan jy doen wat 'n bietjie nuut is, wat 'n bietjie vernuwend is, wat bietjie mense se harte kan roer? Die effek wat hy op jou gehad het, was die feit dat hy net met sy gitaar en met sy lirieke jou kon wegvat in sy wêreld in. En ons het probeer om dit vas te vat, sonder om, jy weet, die ding te oorproduseer of te kompliseer. So ek dink mense kan, ons hoop is dat mense vir Lukas kon proe en hoor en sien in die vertoning. En ek dink dis wat hulle kan verwag. Victoria Bay sal altyd vir my, as gevolg van die storie daar agter wat in die vertoning sal uitkom. En ja, ek kan ook maar 3. Dan Kiekies. Kiekies is 'n besonderse liedjie, my persoonlike vanuit my persoonlike lewe, omdat dit die eerste liedjie is van Lukas wat ek leer speel het op die gitaar, maar dis 'n pragtige liedjie. En dan Trek Lorry liedjie. Wat ja, dis net die woorde wat hy daar gebruik is
pragtig. Natuurlik hoop ek en Tiaan dat ons sommer baie van die Kikies, Lukas se liedjies program oral gaan doen. Ons is naamlik op die 14de Februarie, Valentynsdag, is ons by die Pierneef Theater hier om die draai. So kyk gerus uit daarvoor. En ek wens dat ek my liedjie vir jou kon sing. Ek weet dat jy die woorde sou verstaan. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.